Ek nooi julle dan om die vryspraak uit Johannes uit vir julle self te vat. En Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na my Vader behalwe deur my nie. Voor ons aangaan wil ek net weet, wie het hierdie week verjaar? Of gaan nog in die week verjaar? Ekskuus, my pa wil sy hand opsteek dat hy verjaar, maar hy verjaar in September, dis hoekom ek nou wil giggel. Okay, niemand verjaar nie. Ek weet nie wat ek dan met die koekies moet doen nie. Kom ek vra, want dis baie pragtige koekies. Soos hier's 'n reënboog en 'n hartjie en 'n skilpadbesie. Okay, goed, niemand verjaar in Junie nie. Kan ek vra of die kinders asseblief vorentoe sal kom? Dan kom staan julle sommer hier voor by my. Ek gaan julle baie maklike vrae vra, nie moeilike vrae nie. Sien julle daai prentjie op die bord? Wie van julle weet wat doen daai mense? As jy wil sê, steek op jou hand. As jy dink jy weet wat doen hulle. Wat doen hulle? Hulle gaan op 'n avontuur. Beate, wat dink jy? Hulle stap. Ja. Het julle al baie ver gestap? Is dit? Wat moet mens alles saamvat op so 'n stap? Sê elkeen vir my een ding wat hulle dink is belangrik om saam te vat. 'n Stok? Dis baie belangrik, ja. Veral as daar slange is en as jy moeg raak. Ja. Vir die groot mense definitief koffie. Wat sê jy? Wat moet mens nog saamvat? Water? Kos? Wat dink jy is belangrik om saam te vat? 'n Flits, dit is baie belangrik. Ja. Wat is nog belangrik? 'n Slaapsak as jy gaan oorslaap, ja. Is dit so dat jy die heeltyd so vinnig stap as jy ver stap? Wat gebeur partykeer op so 'n staproete? Mense raak moeg. Dan begin mense ook sê, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer. Het dit met julle gebeur? Ek het dit ook al gedoen op 'n stap, gesê ek wil nou nie meer verder nie, maar dan moet ons. Partykeer in die lewe raak ons ook moeg. Nee, partykeer raak ons moeg vir eksamens of toetse, wat dit nou is. Partykeer is daar 'n maatjie wat met ons lelik is. Maar daar's een ding wat Jesus sê, en dis amper soos 'n staproete. Al raak dit moeilik, hou hy nie op om saam met ons te loop nie.
hè? Dan is daar een ding wat Jesus ons leer, ons kan doen as dinge moeilik raak. Partykeer is dit om te rus en om asem te haal. Nou, ek gaan hulle uitnooi en julle uitnooi om net te sit en 3 keer lekker diep in te asem en uit te asem. Kom ons begin, ons gaan 1, 2, en 3. Partykeer help dit ons om net 'n oomblik van rus te vat en te weet Jesus is naby ons. En dan te kyk, wat is goed wat ek nou het? Want ons kan so maklik sien wat moeilik is. Maar partykeer kan ons ook sien wat goed is. En nou, omdat jy het een ding gesê wat mens moet saamvat, maar jy het nie gespesifiseer nie. Jy het gesê mens moet kos saamvat op 'n staproete. Mens moet kos eet, maar kan mens stap sonder suiker, sonder sweetie? Nee, so ek gaan vir julle elkeen 'n suigstokkie gee, want julle moet nou die lang staptog van die diens verder deursit. Daar is ongelukkig nie kinderkerk en kleuterkerk nie. Okay. Is daar van julle wat vir julle mammas en pappas een wil vat? Of okay. Baie dankie dat julle my gehelp het. Julle kan nou weer gaan sit. Vanoggend se teksgedeelte gaan ook oor 2 mense wat 'n reis aangepak het op 'n pad. Hierdie verhaal vind plaas net na Jesus se kruisiging en sy opstanding. Wat opvallend is dat Lukas hierdie verhaal nogals met fyn besonderhede geskryf het. Ons sien in die opskrif wat sê Jesus se verskyning op pad na Emmaus. Weet ons reeds iets wat hierdie 2 reisigers nie weet nie. Ek gaan vir ons lees uit die 2020 vertaling. En kyk, juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag van dat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf toe gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, o julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?
Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring. Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn. En hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie? Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. In Februarie hierdie jaar pak ek en 'n groep vriende 'n epiese staptog aan. Die Drakensberg Grand Traverse. 240 kilometer, 6 bergpieke oor 11 dae. Dis 'n selfnavigerende roete en die besonderhede word haarfyn beplan. Ek weet nie of dit is omdat daar dokters in die stapgroep is, dat dit so verskriklik fyn beplan is nie. Maar die vriendekring is ook ervare stappers, met menigte staptogte agter die rug. Rugsakgewig, spyskaart, die halfpad aanvul waar ons kos moes kry, noodkommunikasie, elke detail. Ons oefen met 15 kg rugsakke, soos asof ons regmaak vir die weermag, om stamina en fiksheid op te bou. Die Drakensberge is vir my 'n heilige plek. Ek is reg vir 'n lewensveranderende ervaring. Ek sien so uit na die wegbreek van die gejaag van die samelewing en die druk van die alledaagse. As te ware, ek maak reg vir 'n ontmoeting met die Here. Dit waarvoor ek die bangste was die kettinglere by Witsieshoek. Maar die oggend van 7 Februarie is ons met redelik gedempte vrees op by die kettinglere. Ons eet middagete by die Tugela waterval en ons bereik ons eerste piek, Mount Exos, die middag so 3 uur. Die oggend gaan ons af en ons slaan kamp op in 'n vallei. Ons lywe is moeg en natuurlik baie honger. Ek dink ek eet definitief iets op daai foto en drink koffie. Maar diep gelukkig met 'n broeiende opwinding en optimisme dat ons hierdie taak kan aanpak. En hierdie heilige oomblikke sal kan beleef. Vroeg die aand raak ons aan die slaap met sagte reën op die tent. In 'n oomblik verander ons uitsien na 'n nag van angs en vrees. Nie lank nadat ons aan die slaap geraak het nie, skrik ons wakker met persone wat in ons tent probeer inkom, met die stik donkerte rondom ons. Met groot genade kry niemand seer nie, en niks is gevat nie, en met spanwerk en flink reaksies, en 'n dapperheid
wat ek nie dink menslik moontlik is om uit jouself te kry nie. Is ons veilig? Die volgende oggend klim ons af by dieselfde kettinglede. Ons teleurstelling tasbaar, ons almal se trane vlak. Ons stap nou, al is dit 'n afdraande pad, 'n swaar pad terug na ons voertuie toe. Vir sommige van ons is 'n droom by ons op daai dag gesteel. In ons teks lees ons ook van 2 mans wat op 'n reis is. Hulle stap terug op 'n pad. Een is genoem Kleopas en ons lees, hy loop met 'n somber gesig, met hartseer. Terug vanaf Jerusalem na Emmaus. Jerusalem waar hulle 3 jaar spandeer het met 'n verwagting. 'n Verwagting op 'n uitkoms. 3 jaar van onderdrukking deur die Romeinse Ryk. Waar hulle gewag het vir 'n redding, om bevry te word. En toe die persoon wat hulle gehoop het en gedink het, is hierdie redder, is toe nou nie dit vir hulle nie. Maar hierdie persoon was ook 'n nabye vriend. Met my vertel van my ervaring op die Drakensberg, besef ek is nie 'n Jood wat in antieke tye lewe onder verdrukking nie. En ek dink nie dat my ervaring eers naastenby daaraan kan raak nie. Maar met die lees van hierdie teks, resoneer 'n stuk emosie van hierdie 2 reisigers met die terugstap op 'n diep vlak met my. En ek kan my indink die teleurstelling en die moedeloosheid wat Kleopas en sy vriend moes ervaar het. Hulle was reg, ek dink hulle kon amper uitsien vir 'n ontmoeting met 'n Messias, met 'n redder. 'n Lewensveranderende gebeurtenis. En nou stap hulle terug. Sjoe. Wat 'n antiklimaks. Wat 'n teleurstelling. Hierdie week op sosiale media lees ek van 'n klompie jong mense wat gesterf het, skoliere. Ek hoor ook gisteraand van die skoolbus van Laerskool Katoo wat in 'n ongeluk was. Vanoggend hoor ek van julle 'n geliefde skoolhoof van die kleuterskool wat ook onverwags oorlede is. In my tuisdorp is daar 'n pragtige graad 11 dogter wat die stryd teen kanker verloor het. 'n Jong pappa is ook skielik in 'n motorongeluk oorlede. Jong mense en mense wat nog maar eintlik 'n klein stukkie op hierdie lewenspad geloop het. En ek probeer my indink, die teleurstelling oor ons gedagtes van wat kon gewees het. Met die wete, Dinsdag vier ons jeugdag. En ek glo ook elkeen van ons het al ervarings gehad van iets wat gebeur, iets wat ruk, dat die roete ewe skielik verander. Ewe skielik is daar 'n styl en moeilike opdraande wat jy moet uitklim. Almal van ons het al die moedeloosheid en teleurstelling van Kleopas en Kie gevoel.
Onbepland moet ons paaie terugry van hospitale, waar dood en siekte ontmoet is. Ons vat 'n pad wat ons uitstorm na 'n lelike beklei met 'n geliefde. Of ons kies die pad waar ons instorm om te beklei en partykeer gewapen met ons woorde. Die pad terug na jou verslawing van keuse, want gevoelens is te ongemaklik. Partykeer is dit selfs net te moeilik om die paar tree uit jou bed uit te gee. Terwyl Kleopas en sy vriend so stap, gesels hulle. Nou ek kan my net indink, daai gesels. 60 stadia, hulle sê dis so 12 kilometer. Dis 'n lekker tyd om in te kan gesels. En hulle het 'n lewendige gesprek oor hierdie dinge wat gebeur het. En dan vra ek, doen ek nie ook dieselfde nie? In krisistye probeer ek verstaan, uitredeneer, wat en hoekom het dit nou gebeur? Of soms dink ek maar net, dat miskien sal dit beter wees, as ek my mensgemaakte opinie, 'n waarde daaraan koppel. Ek raak so meegevoer met my eie vooropgestelde idees, van hoe dinge moes uitwerk, en hoe moes my redding nou lyk, dat ek wonder, kyk ons soms Jesus se voetstappe langs ons mis. Dan lees ons in die teks dat Kleopas en sy vriend bewus raak van 'n vreemdeling wat eers nader kom en 'n end saamstap. Dis opvallend vir my dat Jesus homself nie met 'n groot aankondiging en bewusmaking en meerderwaardigheid aankondig nie. Hy betree die toneel en hy stap saam. Hy loop saam in hulle menslike kwesbaarheid en hulle ongeloof. Hy los eintlik as te ware spasie daarvoor. Hy gee kans dat Kleopas en sy vriend gesels, hierdie belewennisse ontlaai, terwyl Jesus homself stelselmatig op reis al meer bekend maak aan hierdie reisigers. En Jesus, nadat hy 'n ruk saamgestap het, vra hulle uit, waaroor gesels julle so? Die Emmausgangers se oë kan nog nie herken dat hierdie die gekruisigde en opgestane Jesus is nie. En dan het ek 'n waardering vir Kleopas se reaksie, wat hulle skryf, met 'n somber gesig gaan hy staan, asof hy regtig verbaas is, en vir Jesus vra, is jy dan die enigste vreemdeling in Jerusalem? En dan dink ek, wonder ek nie ook so met tye by myself nie. Here, ek wil jou asseblief net attent maak oor my swaar kry. Is jy die enigste vreemdeling in my lewe? En Jesus se antwoord vir Kleopas is nie 'n verklaring of 'n opinie oor hierdie dinge wat gebeur het, of 'n interpretasie van hierdie teenspoed nie, maar so kernbevestiging van wie God is. Hy praat van hoe hy Moses gelei het. 'n getroue God, wat lief is vir sy uitverkore volk, deur die eeue heen.
En dan lyk dit vir my asof ons partykeer 'n bietjie te veel fokus op die opdraandes. Abraham het nie alleen die pad gestap nie. Moses het nie op sy eie deur die woestyn getrek nie. Joshua het nie op sy eie die beloofde land ingegaan nie. Ek en jy stap ook nie alleen nie. Nie omdat dit nie noodwendig altyd 'n maklike pad is wat ons stap nie, maar omdat ons kan vashou aan die belofte wie God is. En daai belofte bly. Selfs in die tye wat ons so met mekaar loop en gesels en ons gemoed so swaar is dat ons nie in daai oomblik Jesus saam met ons op die pad kan erken nie. Maar hy kom en hy herinner ons dat hy ons uitgekies het en dat hy ons liefhet. Dan gebeur die verhaal se wending. Dis vir my so mooi, Jesus het gemaak asof hy verder wil stap. Hy los die inisiatief by die Emmausgangers om te sê, hulle gaan hom innooi. Die Emmausgangers vra, asseblief bly by ons oor. En dan gebeur 'n baie interessante ding. Die Emmausgangers is die gasheer, maar aan tafel neem Jesus die brood. Hy seën dit en hy breek dit. Waar Jesus die gasheer raak van hulle. Waar hy hulle onthaal in hulle menslikheid. In daai oomblik gaan die reisigers se oë oop. En hulle herken vir Jesus, hulle Messias wat opgestaan het. Al is dit net vir 'n oomblik. Kleopas en sy vriend keer dadelik terug na Jerusalem. En dan lees ons, hulle vertel nie net hoe Jesus aan hulle verskyn het nie, maar ook wat op die pad gebeur het. Hoe hulle harte warm geword het, met elke voetstap wat hulle nader gekom het, in hulle ontmoeting met Jesus. En dan wonder ek, gaan vertel hulle ook dat dit moeilik was? Hoe Jesus saam geloop het, dat hy vir hulle spasie gegee het? Hoe Jesus hulle herinner het aan wie God is? En uiteindelik hoe hulle vir Jesus ingenooi het. En ek wonder of daai innooi na die binnekant van my huis ook nie 'n innooi is na my diepste seer en swaar kry nie. Dis vir my so mooi dat die beskrywing is hoe my hart warm geword het. Geloof is soms vir ons 'n baie sterk konsepte wat ons moet glo. Maar iewers is daar 'n uitnodiging dat ons seer kry, ook by Jesus se voete gesit kan word. En miskien juis in daardie weerbare oomblikke is wanneer ons Jesus herken en ons harte warm word.
Ek weet nie deur watter seerkruis styltes en tree van teleurstellings jy al in jou lewe moes loop nie. Soos my aand byvoorbeeld in die Drakensberge. Maar ek weet, ek en jy kan wel getuig hoe ons harte warm word vir Jesus se onwrikbare voetstappe in ons lewens. Selfs al sien ons dit nie in daai oomblik nie. Met vrymoedigheid los ek julle met 2 uitnodigings vandag. Om te vertel vir jouself en vir ander, wat het op jou moeilike Emmauspad gebeur? Watter tree het jy gegee waar Jesus vir jou spasie gelos het? En dat jy hom uiteindelik herken het. Die tweede uitnodiging. Ons is almal mede-reisigers op hierdie pad. En dit is soms nodig dat ons saam met mekaar reis. Ek is seker daar's mense wat ons ken wat 'n swaar en 'n moeilike pad tans stap. En miskien kan ons soos Jesus nader kom, 'n stukkie saamloop. Eers luister, dalk vra en 'n herinnering gee van wie God vir ons is. En dan innooi. En dan glo ek met die krag van die Heilige Gees kan ons oomblikke 'n opgestane Jesus ontmoet. Kom ons sluit die oë. Here God, ons almagtige Vader, baie dankie dat U die pad reeds eeue van tevore vir ons uitgelê het. Baie dankie dat ons lewens in U handpalm ingeskryf is, Here. Here, ons kom bely dat dinge in die lewe gebeur wat ons nie verstaan nie en wat nie vir ons maklik is nie. Wat ons partykeer los met gebreekte harte. Here, ek wil by U pleit dat ons met ons harte sal voel dat Jesus nog steeds in hierdie tye naby is. Dat hy inteendeel ruimte los vir hierdie menslike weerbaarheid, sodat hy kan inkom en kan herskep. Want dis Christus wat uit die dood uit opgestaan het. En in staat is om nuwe lewe te skep. Here God, ek bid ook dat U dit by elkeen van ons se harte sal inskryf, dat hierdie lewe nie die einde is nie. En dat dit die troos is waarin ons sal vashou. Amen. Ons gaan geleentheid gee vir dankoffers.
Here, baie dankie dat ons kan gee wat ons het. En dat U iets meer maak daarmee. Dat U 5000 mense kan voed. Met 'n paar visse en broodjies. Ek bid dat dit wat die gemeente ontvang, tot U gewys sal wees, sodat dit meer kan wees. Amen. Kom ons staan en ons sing, U goedheid Heer kan ons nie pyl nie, ons slotlied, lied 200. Die Here julle God gaan voor julle uit. En hy sal vir julle veg, net soos hy in Egipte vir julle geveg het. Genade, liefde en vrede vir jou. Op jou spesifieke pad. Met elke tree wat jy gee. Van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen.